Demi Lee, baie geluk met jou eersteling, 'n dogtertjie wat op pad is. Dit is nou nog so 'n maand en 'n bietjie om te gaan, nê, as sy op tyd kom. Wanneer verwag jy haar min of meer? Korrek, ja Daniela, dankie, ek is so opgewonde vir ons gesprek en opgewonde vir hierdie dogtertjie wat op pad is. So ek is 'n somerbaba gewees of 'n Junie baba wat somer hier in Amerika is en ek het altyd gedroom om, jy weet, 'n somerpartytjie te hê of 'n swempartytjie te hê en wel in die middel van Junie is dit nou nie noodwendig iets wat ons in Suid-Afrika doen nie. So ek voel, jy weet, babatjie wat einde Junie begin Julie op pad is, sy gaan dalk haar somerpartytjies kan hê hier in Amerika. Lekker. Dan kan julle twee saam somerpartytjie hou. Klink vir my soos 'n plan. Hoorie, maar ek weet mense eerste baba, dis maar 'n groot onsekerheid want jy weet nie eintlik, jy weet wat lê vir jou voor nie. So wat doen jy om voor te berei indien enige iets, lees jy boeke, praat jy met ander ma's of wing jy dit maar net so half? Hoe benader jy hierdie storie? Ek dink ek en Tim weet een ding verseker en dit is dat ons absoluut niks weet nie. So ons is ek dink die een ding wat ons definitief net weet ons bereid is om te doen is om aanpasbaar te wees en om te leer en om vir hulp te vra. Ons is definitief nie net te trots om dit te doen nie. Ek het wonderlike vriendinne wat jong mamas is, so het so baie by hulle geleer, alles van, jy weet, wat op my baby registry moet wees, tot wat in die hospitaalsak gepak moet word, en hy is al omtrent al amper gepak. Ek moet sê, ek is definitief iemand wat dalk bietjie te voorbereid is, eerder as te min voorbereid is, of onvoorbereid is. So, ek is net dankbaar om te kan leer by klomp mense, wysheid en insig te kry van vriende, familie, mamas ensovoorts. Jy gepraat van is al baie van jou vriendinne wat reeds babatjies het, en dat jy al 'n gemeenskap het van ander ma's, of is jy een van die eerstes? Nee, ek dink ek het wonderlike vriendinne wat reeds babatjies het. Een van my skoolvriendinne, ons is al vriendinne vandat ons 12 en 13 jaar oud is. Sy het 3 klein seentjies, so ek kry so baie by haar geleer. Sy's nou nie in Florida by my nie, maar jy weet, WhatsApp en tegnologie maak dinge soveel makliker. So, jy weet, dit is al 'n amper 'n lewenslange vriendin van my wat soveel insette in my lewe het, en ek en Tim het 'n bietjie van 'n ouderdomsverskil, so van sy vriende wat bietjie ouer is, het ook al reeds kinders, so tussen die twee van ons het ons 'n goeie mengsel van 'n gemeenskap van ouers rondom ons. Ja, want julle twee verskil so amper 10 jaar, né? Jy's nou 29 en hy's in sy laat 30's. Ja, ons verskil so 7 jaar. Okay, ja, dis daarom nie so groot verskil nie, maar jy het nou eintlik geantwoord want ek wou hoor ook, jy wat daar in die buiteland is, weet jou ma's nie by jou nie. Voel jy so bietjie afgesluit van jou Suid-Afrikaanse ondersteuningsstelsel? Natuurlik het jy 'n sterk stelsel daar in Amerika ook, maar ek neem aan die tegnologie help baie, dat jy kan jou ma en jou stiefma en almal video call en raad kry en so, of wat doen jy as jy verlang na 'n bietjie moederliefde? Tegnologie help definitief vreeslik baie, maar ek weet nie hoe goed tegnologie sal help as 'n mens, jy weet, 2 uur in die oggend, 3 uur in die oggend, 4 uur in die oggend moet opstaan om babatjie te toets nie, so ek seker dit is iets wat ek baie sal mis vir al daai eerste paar weke. Dit is ons hoop dat my ouers sal kan oorkom en sal kan kom help en deel wees van babatjie se lewe van 'n jong ouderdom af. So dit is ons hoop en ons plan. Maar anders as dit is, jy weet, ek is so bevoorreg. Ek sien myself werklik as iemand wat 2 mammas het. My ouers is toe ek baie jong was geskei en weer getrou, en so my stiefouers is werklik soos 'n tweede mamma en 'n tweede pappa in my lewe, en ek is so dankbaar vir hulle. So ek het definitief baie ondersteuning van 'n emosionele vlak, as 'n mens dit so kan stel, van albei ouers se kante af. Dit is so mooi dat jy dit so sien. Jy weet dat dis vir jou 'n ekstra stel ouers en 'n ekstra ondersteuningsstelsel. Dit is regtig mooi. Maar luister, ek ken jou ma, jou biologiese ma nou, Anne-Marie, en ek het so 'n bietjie voor hierdie gesprek agter jou rug gaan konkel en bietjie met haar gesels en bietjie dinge gehoor. Sy's natuurlik baie opgewonde om ouma te word, maar ek het haar bietjie gevra, ek wil lief jou 'n voice note stuur wat sy vir my gestuur het oor jou, en ek het vir haar gevra wat se raad gaan sy vir jou gee as 'n mamma. So hoor gou wat het jou ma gesê. Ek het bitter lank gewag vir Demi, baie jare. Sy was daai nooit nie babatjie. Al die dokters, al die ginekoloog het gesê, nooit nie. Daar sal nooit 'n babatjie wees nie. En
jare daarna het ek besef dat ek so lank vir haar gewag het, want die Here het so lank gevat om so 'n perfekte mensie te skape. Dis hoekom ek so lank moes wag. En van kleins af, as ek haar moet beskryf, my engelkind. En tot vandag toe is sy my engelkind. Dis so mooi. Sy praat altyd van jou as haar engelkind, né? Nee? Baie dierbaar. Ag, dit is so dit gedoen het. Nee, sy het vir my baie, sy is so trots op jou en iets wat sy ook van jou sê is dat jy's nog altyd net dieselfde mens. Sy sê daai dogtertjie wat kaalvoet in die strate in Sedgefield gehardloop het, is dieselfde meisie wat op die Miss Universe stage geloop het. So as jy nou dink aan jou ma en hoe jy groot geword het, Emily. Sê weer, ekskuus. Nie kaalvoet nie, maar ja. Maar as jy nou dink aan jou grootwordjare en jou ma, ek vra hierdie gewoonlik aan die einde van 'n episode vir my gaste, maar terwyl ons nou na hierdie geluister het, wat het jy by jou ma geleer wat jy dink jy wil in jou eie ouerskap toepas? En jy kan sommer van jou stiefma ook sê. Ja, ek dink my ma en my stiefma is al twee sulke verskillende tipe mense en vrouens en ek is so dankbaar daarvoor want ek voel ek het al 'n voordeel gehad in 'n sin wat ek jy weet by twee verskillende vrouens verskillende dinge wat so toepaslik in my lewe was kon leer. My ma is iemand wat werklik altyd so baie confidence in my half ingedring het in die mooiste manier. Sy het altyd seker gemaak dat ek in myself glo en dat ek glo, jy weet, met harde werk en deursettingsvermoë kan 'n mens baie bereik. Ek sê is altyd bang om te sê kan mens enigiets bereik want ek glo dat daar 'n spesifieke plan en doel vir 'n mens se lewe is wat deur jou Skepper, jy weet, geskape is, maar mens kan baie bereik as mens daai deursettingsvermoë het, jou kop sit tot op iets en ek dink dit is iets wat my ma my altyd gemotiveer het om te doen, om hard te werk, om 'n plan te maak, om my drome na te jaag en al bereik ek hulle dalk nie nou nie om nie op te gee nie en aan te hou. En my stiefma, sy's 'n kliniese sielkundige by beroep of van beroep en so baie geleer oor 'n mens se brein, 'n mens se emosies, hoe om 'n mens se emosies te beheer en te bestuur op 'n baie praktiese vlak. Een ding wat ek so dankbaar is my stiefma vir my geleer het van 'n baie jong ouderdom af is om goeie perke toe te pas in 'n mens se lewe, mense verhoudings en sy het my geleer hoe om nee te kan sê, jy weet, sonder om sleg te voel en ek dink dit is iets wat ons as vroue baie maklik mee kan struikel en sukkel. So ek is so dankbaar vir al die maniere en al die dinge wat ek by hulle geleer het. Jy weet, apart, dis amper asof my ma vir my daai confidence gegee het en my stiefma vir my so baie tools en tricks geleer het om prakties te kan toepas in my lewe. Jo, dis mooi lesse en dit het my ook opgeval, jou ma het gesê sy het jou nooit gedruk om goed te doen nie, dat jy was baie gedrewe, jy was die meisie wat vreeslik baie onderskeidings en hoofmeisie en al die dinge, maar sy sê dat dit het uit jouself uitgekom. So dis regtig mooi om te sien hoe hierdie aspekte, jy weet, wat hulle geleer het ook in jou neerslag gevind het. Dit is vir my regtig mooi. Hoorie, maar jy het gepraat oor emosies beheer, maar ek kan dink toe jy die nuus gekry het dat jy swanger is, was dit seker moeilik om wel jou emosies te beheer. Was jy en Tim toe bymekaar of het jy die nuus op 'n spesiale manier met hom gedeel toe jy nou uitvind jy's swanger? Ja, ons is nie op daai oomblik bymekaar gewees nie. So ek het so vermoede gehad dat daar dalk 'n babatjie op pad is. So ek wou my reaksie opneem toe ek ietsie doen en na dit kyk. So ek het my reaksie opgeneem en later die dag toe hy wel terug is by die huis van 'n werksfunksie af, toe speel ek vir my video en ek sê vir hom, jy weet, ons het hierdie video wat ons gemaak het, ons span gemaak het en ons wil dit graag op sosiale media sit. Jy weet, wil net sy goedkeuring hê en hoor wat hy daarvan dink. So hy definitief nie verwag dat dit half nuusbreek van 'n wees. Ek dink hy was dalk 'n bietjie verontwaar eers gewees. So dit was definitief baie spesiaal gewees en ek was bly ek kon dit so met hom deel. Ek dink ons was altyd 'n bietjie onverwags gevang, maar so dankbaar ek het ook ek kon nie so vinnig iets aanlyn bestel het nie, so ek het na die naaste jy weet arts and crafts winkel toe gery en gaan bandanas koop en stickers wat mense opstryk en ek het vir ons 3 honde wat amper half ons eerste
eerstelinge is. Almal 'n bandana gemaak wat gesê Big Brother of Big Sister, so hulle het ook gehelp deel in die nuus. Ek wou nou juist by jou hoor want ons het ook 3 honde, 3 Jack Russelltjies en ek onthou toe ek swanger was, veral met die eerste een, het die enetjie die hele tyd so op my maagie kom lê, baie beskermend, weet daai 3 vierpotige kinders van jou, something is cooking there, hoe tree hulle op? Ek weet ons honde is al 3 so verskriklik na aan ons en liefdevol en is nog net altyd, jy weet my Bernese Mountain Dog Chunk, ek dink hy's 'n 3 pond klein skoothondjie, maar hy's eintlik 'n 100 pond. Jy weet groot hond, so hy's altyd by mense en naby aan mense. Dis vir my baie moeilik om half agter te kom. Reageer hulle nou anderste of is hulle nou net eintlik hulle self, maar ek weet honde is so ongelooflik slim en hulle het sintuie wat soveel meer ingestel is as ons. Ek seker hulle weet. Ek weet nie hoeveel hulle weet nie, maar ek het 'n vermoede dat hulle wel bewus is. Hulle gaan nie meer lank net in die huis wees nie. Hulle lewens gaan daadwerklik verander, maar daarom ook as die kleintjies nou 'n bietjie groter word, is daar 'n ekstra maatjie om mee te speel. Verseker. Maar terwyl ons nou van hulle praat, jy het onlangs 'n boek ook geskryf. Ek is so opgewonde, my kopie is op pad want ek het 'n 2 en 'n 5-jarige dogtertjie en ek gaan vir hulle lees. Paris Prinses met 'n missie wat 'n hondjie storie is. Is hulle die inspirasie daar agter? Hulle is, ek het die Engelse weergawe hier, nog nie die Afrikaanse kopie nie, jy gaan hom dalk voor my hê. Maar ja, in Engels is dit Princess Paris, Princess Paris finds her purpose, in Afrikaans Paris 'n prinses met 'n missie en dit is geïnspireer deur ons eie 3 hondjies. Hierdie is ons einste Prinses Paris en ons noem haar Prinses Paris want sy beheer, reageer en handhaaf haarself soos 'n werklike prinsesie. Sy is omtrent die queen in die huis. En Chunk en Kobe het ook albei 'n rol in die boek. Hulle is haar Royal Guard dogs, so jy kan al 3 van hulle sien hier in die boek wat baie spesiaal is en iets wat vir my so wonderlik was is dat die boek afspeel in Suid-Afrika. Ons sien tot jy weet hulle gaan op 'n safari, ons het tot Afrika 'n paleis dalk bietjie geïnspireer deur Sun City wat 'n spesiale plek vir my was waar ek my kroon, my prinseskroon gekry het as mevrou Suid-Afrika, so definitief baie spesiale herdenking aan ons moederland Suid-Afrika en iets wat vir my ook so spesiaal is dat ek 4 van ons offisiële tale in Suid-Afrika kon toepas in die boek en vir ons vriende hier in Amerika ook 'n paar woorde kon leer in Zulu en Setswana en Afrikaans en Engels, so was vir my wonderlike woorde wat ek geleer het toe ek 'n klein dogtertjie was en dit kon toepas, so definitief 'n paar spesiale dingetjies in die boek. Ja, en om te dink oor net 'n paar weke kan jy nou vir daai klein lyfie van jou uit die boek wat haar mamma geskryf het voorlees. Maar dis ook nie net 'n storie nie, daar's 'n bietjie van 'n dieper boodskap sonder om nou die hele storie weg te gee. Wat is van die lesse wat vir jou belangrik was om in hierdie kinderboek oor te dra? Ja, Daniela, ek het my eerste boek 'n ewige kroon geskryf en ek onthou ek wou die doel van die boek en die storie agter die boek vir een van ons susterskinders verduidelik en dit was so moeilik geweest om 'n konsep van ons lewensdoel, ons lewensroeping, ons missie in die lewe, ons identiteit vir 'n 4 of 5-jarige te kan verduidelik. En ek het besef, goeie genade, ek gaan 'n beter werk moet doen om hierdie boek op te som en dit is uiteindelik waar Prinses Paris 'n prinses met 'n missie gebore is en waar die idee gekom het. En my doel en my hoop vir hierdie boek is werklik dat elke klein kindjie wat dit lees of jy weet elke gesprek tussen 'n ouer en hulle kind nadat hulle die boek gelees het, 'n gesprek kan half opbring van wat is ons lewensdoel, wat is ons lewensmissie. Ek dink dit is iets wat ek in my lewe dalk later agtergekom het en ek dink jy weet van so jong ouderdom af het ek gedink dat my lewensdoel en my lewensmissie en my identiteit gebaseer moet wees op iets
so buitensporig wat amper onbereikbaar is en ek dink die Here het ons almal so spesiaal geskaap of althans ek het geleer dat hy ons so spesiaal geskaap het en vir elkeen van ons 'n spesifieke plan en doel in ons lewe gegee het. Die Bybel is so duidelik daaroor. En jy weet ek dink baie keer is daai lewensmissie of lewensdoel iets wat vatbaar is, iets wat of tasbaar is, jy weet dit voor ons is. Dalk is dit 'n passie wat ons het, dalk is dit 'n skillset wat ons alreeds goed mee is, wat ons 'n gawe wat ons ontvang het, wat 'n mens kan toepas vir 'n groter doel as net onsself in ons lewe. En althans wat ek skryf en ek gaan met jou in Engels deel, maar wat ek skryf as iemand vir my vra om die boek te teken, dan sê ek always remember being a true princess does not require titles or tiaras, but rather kindness and compassion. En dit is iets wat Prinses Paris vir ons in hierdie boek leer. So mooi, en ek kan sommer hoor jy en Tim dink ek het klaar die dinge uitgestippel wat julle vir daai dogtertjie wil leer. Praat julle baie oor die groter dinge in haar lewensdoel of fokus julle nou meer op net ons gaan ouers word? Hoe praat julle oor hierdie verskriklike opwindende nuwe hoofstuk wat voor lê en is hy opgewonde om 'n girl dad te wees? Natuurlik, ja. Dit is eintlik vir my ironies dat Tim wat so 'n manlike man is en word sy eerstelinge dogtertjie gaan wees, maar ek weet sy gaan so gelukkig wees om hom as haar pappa te kan hê en ek weet dat hy is een van die mees vrygewigste mense, seker die mees vrygewigste persoon wat ek in my lewe al ontmoet het en sy goedhartigheid is werklik iets wat my daagliks inspireer en ek hoop dit is iets wat sy van hom af van 'n jong ouderdom af sal leer. Weet jy Daniela, ons gebed vir ons dogtertjie is werklik dat wat ook al die Here vir haar lewe beplan het, dat sy hom sal ken van 'n jong ouderdom af en dat sy hom sal volg en dat sy plan vir haar lewe sal najaag. Ons weet nie wat dit is nie. Ek sien so uit om te kan leer, jy weet, van die dinge waarvan sy gaan hou tot nie gaan hou nie. Sy gaan goed wees en dalk mee gaan sukkel en sien net so uit om haar te kan lei tot die beste van ons vermoë. Maar die mees belangrikste ding, ek dink, is om haar te lei na dit is wat die Here haar voorgeskape het. Sure, dis baie mooi, Demilie. Ek wil ook 'n bietjie net hoor, ek dink jy het tog ook al vreeslik baie geleer by jou sussie Franje, wat oorlede is. Dalk net vir ons luisteraars en kykers wat nou nie van haar weet nie, net so vinnig vertel van haar en wat koester jy van haar ook in jou hart, want ons tog 'n stukkie van haar en julle DNA ook wat in hierdie dogtertjie van jou voortgedra word, nê? Nee? Natuurlik. Franje was my halfsussie gewees. Ons was omtrent so 10 en 'n half jaar in ouderdom verskil en Franje is gebore met sonder 'n cerebellum. Om 'n lang gekompliseerde storie kort te maak, dit het haar gelaat met jy weet verskriklike spesiale behoeftes en gestremdhede deur haar hele lewe. En Franje is op die ouderdom van 13 oorlede. Ons het nou net so week en 'n half, 2 weke terug, haar 6de hemels heaven anniversary gevier. So ons mis haar definitief elke dag so verskriklik baie. Jy weet, een ding wat ek dink Franje se lewe ons geleer het is ek het vir so lank ruk met Franje se lewe en dit was baie, ons het as 'n familie deur regtig moeilike tye gegaan. Daar was baie lang nagte, lang hospitaalbesoeke. Jy weet, dit was 'n baie geïsoleerde tyd gewees. Ek dink Franje se lewe het my so baie geleer, maar een ding wat ek dink vir my so baie uitsaam tot vandag toe en wat so toepaslik is die feit dat ek dink vir so lank tyd vir die Here gevra het, hoekom? Ja. Hoekom is hierdie toegelaat in Franje se lewe? Hoekom, jy weet, is 'n onskuldige kindjie, hoekom sukkel sy so verskriklik? Hoekom het sy so baie pyn? Hoekom ons familie? Hoekom my sussie? En ek dink nie ek was noodwendig verkeerd gewees om uitklaring te soek of om understanding jy weet te soek en na te jaag nie, maar ek dink ek het die verkeerde vraag gevra. Ek dink in plaas van om te vra hoekom, moes ek vra waar. Waar is jy besig om hierdie are you working this together for good? Jy weet, where is the plan and the purpose in this? Where will this pain be turned into a purpose for your glory? En ek dink vandat ek daai
switch kon maak in my brein, het dit vir my so 'n groot wêreld oopgemaak en ek is so dankbaar vir Franje se lewe dat dit iets is wat sy vir my geleer het want ek weet ek pas dit tot vandag toe. Want ons is, jy weet, ons is gegarandeer dat ons trials and tribulations gaan hê in ons lewe. Ekskuus vir die Engels. Hier in Amerika praat ek nie so baie Afrikaans. Knoop nog so 'n bietjie partykeer. Maar jy weet dat ons trials and tribulations gaan hê in ons lewe. Dit is nie 'n miskien nie, dit is 'n kwessie van wanneer. En ek is dankbaar vir hoe sy my geleer het om dit 'n bietjie beter te kan hanteer. Ja, ek dink dit stel jou ook klaar op, want ek dink, jy weet, kinders, wat ook al die uitdagings is, as jy kinders het, gaan nou een of ander tyd uitdagings wees, en as jy klaar daai mindset het, soos wat jy sê, van, nie hoekom nie, maar hoe kan dit toegepas word, is dit, en ek het dit eintlik by soveel mense met wie ek al gesels het op die podcast, wat deur moeilike goed is, soos julle, en hulle het presies dit wat herhaal wat jy gesê het, en dit is my so mooi as mense wat deur moeilike omstandighede is, tot daai selfde insig te kom. So baie dankie daarvoor, dit is wysheid wat jy daar deel. So 'n bietjie terug op 'n ligter noot, wat van Suid-Afrika sal jy graag vir haar wil leer? Sy gaan nou hoofsaaklik daar in Florida groot word. Hoe gaan jy haar trots Suid-Afrikaans groot maak? Ons het al so baie van ons vriende het vir ons die oulikste geskenkies gegee en iets wat vir my so uitgestaan het, een van my vriendinne in Suid-Afrika het vir my 'n Engels na Afrikaanse woordeboek vir babatjies gegee. So dit baie oulik gaan wees. Tim praat hy ken net die mees belangrikste, jy weet, phrases in Afrikaans, soos ek is lief vir jou, of ek is lief vir jou ook, of baie dankie, of braaivleis, biltong, droewors, so. Ek dink dit sal vir my moeilik wees om met haar Afrikaans te praat, as Tim nie kan deelneem in die gesprek nie, maar ek dink, jy weet, taal is soveel meer as net 'n taal wat 'n mens praat. Ek dink dit is iets wat in jou, jy weet, in jou DNA is, in jou die kultuur en die manier hoe jy jouself uitdruk is, en ek dink dit is definitief partykeer iets wat ek mis hier in Amerika. Ons is, jy weet, as Afrikaans sprekendes dink ek is ons nogals baie passievol, en jy weet, ek onthou eendag het ek ons is net getroud en ons is een van ons eerste naweke in ons huis wat ons saam bly, en ek bel my ma. Ek dink dit was 'n Sondagoggend gewees, en jy weet, Tim kyk vir my en hy sê, is everything okay? Wat gaan aan? Jy weet, hoekom is jy ontstel? En ek sê, nee, ek het net maar gevra, hoe gaan dit met haar hond? So, ek het agtergekom dat ons 'n baie passievolle nasie is in soveel maniere wat ek dink definitief spesiaal is. Hopelik sal sy van Haridas kan leer. Ek weet dit is iets wat ons met hulle oor gepraat het. Dit is nie veel wat ons hier in Florida het nie. Ek weet nie of dit 'n blessing of 'n curse is nie. So partykeer mis mense hulle, en dan as jy op die golfbaan is, dan mis mense nie die Haridas nie, veral in jou backswing. En laastens van julle, iets wat ek vreeslik mis van Suid-Afrika is ons sin vir humor. Ek dink ons is 'n nasie wat soveel lig kan maak uit moeilike omstandighede uit, en ons het geleer om werklik saam met mekaar te kan lag, en ek dink dit is iets wat ek definitief baie mis in Amerika, is net ons sin vir humor. Jy weet, as daar iets gebeur het, ons kyk al uit vir die memes op Instagram, en jy weet, Suid-Afrikaners is van die beste daarmee, so definitief iets wat ek mis, en hoop ek vir haar ook kan leer. Hoopelik sal die ouma seker maak sy kry daar 'n baby grow of 2 wat ietsie in Afrikaans opgeskryf het op 'n eendag of so. Hoorie, en jy hoef nie te sê wat dit is nie, maar het sy al 'n naam of gaan julle eers later besluit? Ons het al, ek dink ons is redelik gesettel op 'n naam wat ons gekies het, en ons beplan om dit aan te kondig wanneer sy arriveer. Ja, ek kan glo, dis lekker om dan mense eers self die ou lyfie te sien voor jy nou vir almal sê wat haar naam gaan wees. Ja. Hoorie, maar baie sterkte met die laaste paar weke wat voorlê, en dankie dat jy hierdie boek ook in Afrikaans geskryf het. Ek dink dit is so lekker vir Suid-Afrikaanse kinders om ook, jy is nou daar in Amerika, maar dat jy die moeite gedoen het om dit ook in Afrikaans in 'n Suid-Afrikaanse omgewing te stel, en ons kan nie wag dat jy en jou gesin kom kuier en haar tuisland ook weer kom wys nie. Dankie, Demi. Dankie, vreeslik baie dankie Daniela, waardeer dit.